Jy is geskakel op Groot Plaas, ons ateljeegas vanoggend Dr. Flok Ferreira, hy is die nasionale tegniese direkteur by Molatech. Dokter, goeiemôre en welkom. Baie goeiemôre, Dopie. So, ek wil gou by uitvind, as ons nou kyk na teelbulle en jy weet, hulle reg kry vir die teelseisoen, hoe belangrik is dit dat jong bulle die regte groei tempo handhaaf? In die eerste plek baie belangrik is dat goeie voedingsbestuur bring die genetiese potensiaal van daai bil of van 'n dier tot volle genetiese uitdrukking. En daarmee kan jy sien of die dier werklik die groeipotensiaal het en die spierbou het en dit waarvoor jy al soek in 'n bil in terme van vrugbaarheid, testosterontwikkeling, die invloed van testosterontwikkeling op semen kwaliteit en semenproduksie en die aantal lewendige spermselle, maar ook so beïnvloed voeding die libido van die dier. En dan baie belangrik, veral as ons van KI-bulle praat of van KI-bulle gebruik maak, is dat ons moet dekbehendigheid in aanmerking neem, dit ook evalueer. En dan natuurlik ook die bulle se sosiale dominansie speel ook 'n rol waar jy 'n groep bulle by 'n trop koeie gaan gebruik. Speel sy sosiale dominansie ook 'n belangrike rol wat mens ook in aanmerking moet neem. So, behalwe nou vir die voeding, wat kan verkeerd loop as 'n bil, ek dink jy het nou 'n paar van hulle geraak, maar as 'n bil of te vinnig of te stadig groei? Ja, as ons nou vat as 'n bilkalf gespeen word, dan moet hy reeds hierso by 30-34% van sy volwasse liggaamsmassa moet hy weeg op plus minus 200 dae ouderdom. So dit beteken as die volwasse bil 750 kg gaan weeg, dan moet hy reeds 225-250 kg weeg, wat nie so onbegone taak is om te bereik nie, as hy maar voldoende melk produseer. Hy hier van 4 maande ouderdom groen veldweining vreet en 'n voldoende fosfaat lek aanvulling ontvang. Dan behoort hy maklik te bereik. Nou, as ons daai bil vat van dat hy gespeen word tot 12 maande ouderdom, dan moet hy groei teen 'n tempo dat hy omtrent 60% van volwasse liggaamsmassa bereik op 'n jaar ouderdom. En as ek dit dan kan verder vat tot 2 jaar ouderdom, dan moet hy aanhou groei dat hy ten minste 85, nou selfs 95% van sy volwasse liggaamsmassa bereik. Dit beteken sy voedingsomstandighede moet so wees van speen na 2 jaar ouderdom dat hy afhangende of ons 'n groot raam of 'n medium raam tipe van ras mee werk en mee boer, moet hy tussen 800 gram per dag en 1 kilogram per dag moet hy groei. So dit is 'n ver goeie voedingsomstandighede. So 'n goeie teelbul begin die beplanning vir dit begin lank voor die billetjie al daar is en voordat hy nog 'n kalfie is. Jy moet seker maak dat die voeding en alles is reg by die ma voordat enigiets begin. Dis korrek. Daai melkproduksie van die koei speel 'n baie belangrike rol en sy moet die genetiese vermoë en die potensiaal hê om voldoende melk te kan produseer. So as jy die kalf se gewig vat op 200 dae, dan is dit ook 'n goeie aanduiding eintlik van die ma se melkproduksie vermoë. So jy het so vinnig daaraan geraak, dokter, watter voedingselemente is die belangrikste tydens die uitgroeifase en waarom? As ons gaan kyk nou, ons gee vir 'n bil nie 'n afrondrantsoen nie om hom uit te groei. Ons noem dit spesifiek 'n groeirantsoen, want dit is nie 'n voerkraaldier wat jy wil vet maak en slag nie. So 'n groeirantsoen, hy moet 'n goeie kwaliteit proteïen hê van as ek nou kan syfers gebruik, so 15% proteïen op 'n droommateriaal basis, en dit moet nie hoofsaaklik van ureum afkom nie of stikstof nie. Dit moet ook natuurlike proteïenbronne bevat, soos sojaoliekoek, katoenoliekoek, brouwersgraan, wat 'n sekere persentasie deurvloeiproteïen het en wat die essensiële aminosure verskaf vir optimale spiergroei en skeletontwikkeling. Ons dink altyd as ons aan beengroei dink ons aan kalsium, fosfaat en daar's ook magnesium in. Maar wat baie min mense besef is dat 38% van beengroei, skeletgroei bestaan uit proteïen uit. So proteïen speel 'n geweldige rol in die grootmaak en die uitgroei van bulle.
dan daarmee saam moet die energie nie die van 'n voerkraal rantsoen wees. Dit moet so 10 megajoules metaboliseerbare energie wees. In die ou taal, ons ouer boere, hulle sou gepraat het van hy moet 'n 70% totale verteerbare voedingsstof inhoud hê. Terwyl afrond rantsoen 80% sal hê. TVV. So dis waar die groot verskil kom. Dan baie belangrik is jou spoorminerale, jou 7 essensiële spoorelemente plus kalsium en fosfaat. En die verhouding van die kalsium en fosfaat tot mekaar moet reg wees. So 0,8% kalsium, 0,4% fosfaat in so groei rantsoen vir daai bulle. En wat sal dan nou 'n goeie ouderdom wees om seker te maak jy vat jou bees en dan haal jy hom nou van speen af en jy sit hom in die groeirantsoen in? Jy kan besluit jy kan hom op die veld uitgroei. Dan gee jy 'n kragvoeraanvulling van so 0,75% van liggaamsmassa op somerweiding en op winterweiding moet jy dit dubbel hoeveelheid gee, anders gaan jy nie die groei kry nie. Dan moet jy so 1,5% van liggaamsmassa moet jy vir daai bil gee plus dan nou die veldweiding wat hy nou vreet. Nou om dit in perspektief te stel, 'n volwasse bil gaan so 2,5% van liggaamsmassa vreet. En van 'n volledige groeirantsoen en 'n jong gespeende kalf, bilkalf gaan so 2,7% van liggaamsmassa vreet. Omdat hierdie rantsoen meer rifoer bevat, vreet hy nie 3% van liggaamsmassa soos 'n kalf in die voerkraal nie. Wel, dokter, ons gaan nou 'n bietjie verder uitbrei hier op ons ateljeegas vandag, Dr. Flok Ferreira, hy is die nasionale tegniese direkteur by Malatech en ons gesels oor riglyne vir teelers om te volg tydens die uitgroei van hulle bulle van speen tot aanwending vir die dekseisoen. Ons is terug net hierna. Welkom terug op Groot Plaas, ons ateljeegas Dr. Flok Ferreira. Ons gesels 'n bietjie oor riglyne vir teelers met die uitgroei van hulle bulle van speen tot aanwending in dekseisoen. Dokter, so een van die goeders wat ons natuurlik in gedagte moet hou is spoormineraal of vitamintekorte. Wat sien jy die meestal op plase en wat se invloed het dit dan op die ontwikkeling van die bulle? As ons gaan kyk in Suid-Afrika oor die algemeen ons water wat beskikbaar is, boorgatwater en ook damwater, die tipe van in riviere en dies meer, is baie hoë ysterinhoud. So yster bind nou aan koper byvoorbeeld, so as ek vat groot dele van die kusin van Natal Middellande en dies meer, kry jy baie maklik koper tekort en ook kobalt en dies meer, nee. So die strategiese aanvulling van spoormineraal, behalwe wat in die lekke beskikbaar is, speel 'n baie belangrike rol. En dan natuurlik iets wat redelik en goedkoop is, nee, is 'n vitamine A, D, E inspuiting wat jy vir bulle kan gee. Nou baie belangrik is die bil moet in 'n goeie kondisie wees reeds 60 dae voor die aanvang van die dekseisoen. So hy moet alreeds 60 dae voor dit voldoende spoorminerale en vitamine ontvang, want dit vat vir die sperma amper 60 dae om volwassenheid te kan bereik. Andersins sal hy daai dier nie optimaal die vroulike diere kan bevrug nie. Nou, hoe beïnvloed die groeitempo in die voeding die ontwikkeling van die skrotumomtrek en die uiteindelike vrugbaarheid van daai bil? Ja, dus die bulle maak op die plaas net 3% van die kudde uit. So ons is baie keer geneig om aan die vroulike diere te dink en 'n bietjie van die bulle te vergeet. So dis nie soos toe ek jare terug op Stellenbosch klasse gegee het, toe die vrou vir my gesê, toe ek haar aan die maandag vra, hoe was die troue die naweek, die Saterdag gewees, het sy sê, meneer, die voele, hy het nie opgedaag nie. Nou, dis die bil, hy moet nie net opdaag nie, hy moet reg voorberei wees. Nou, daar is sekere, binne ras en daar is daar sekere norme waaraan bulle moet voldoen, sê nou op 15 maande moet hy testis skrotum omtrek hê van 30 centimeter op 15 maande, 34 centimeter op 2 jaar ouderdom
en bil wat 'n groter skrotum omtrek het binne die rasstandaard. Sy vroulike diere, die verse, raak geslagsgereed en kry puberteit reeds op 'n vroeër ouderdom en sy nageslag het ook 'n hoër vrugbaarheid wat 'n positiewe bydrae lewer. Nou, kan jy kortliks vir ons verduidelik net ook die fase D groeitoets? Wat presies is dit en hoe kan dit waarde toevoeg vir boere? Ja, dis maar eintlik binne die groep diere wat jy hulle evalueer om te sien binne hierdie groep en sekere voedingsomstandighede watter presteer beter onder daai omstandighede. Ons het in die jare terug het ons diere geselekteer. Die dier wat die meeste vreet was die dier wat ons geselekteer het want hy die hoogste groei tempo gehandhaaf. Maar met die tyd het ons agtergekom dat dit gaan eintlik oor die voeromsetting. En hoe doeltreffend kan hy voer omskakel na massa toename en hoe minder voer het hy nodig vir onderhoudsbehoeftes en hoe meer kan hy aanwend vir produksie en veral as ons kyk aan jou vroulike diere se kant aan reproduksie in terme van by die bulle vleisgroei maar by die koeie ook melkproduksie. Is daar 'n situasie wat kan plaasvind waar boere hulle self dalk gaan vind dat hulle die bulle bietjie vroeër in 'n teelseisoen sal wil insit as wat hulle verwag? Ja, dit maak beide ekonomiese en genetiese sin om van jong bulle gebruik te maak reeds op ouderdom van 18 maande ouderdom om hulle by koeie te plaas omdat jy die genetiese generasie interval verkort en versnel jou genetiese vordering in die kudde. Wat ons egter in gedagte moet onthou is dat daai jong bil van 18 maande ouderdom wat jy nou gebruik tussen koeie, moet jy beperkte hoeveelheid vroulike diere gee om te dek in 'n periode van 75 dae dekseisoen. So net so 12 tot 15 koeie terwyl 'n volwasse bil maklik 25 tot 30 koeie in dieselfde dekseisoen kan suksesvol bevrug. So ek gesê het, daai jong bulle moet die regte kondisie wees en ook baie belangrik as jy jong bulle inkoop wat jy by die koeie wil plaas, is dat hulle as jy hulle op jou plaas kry, is hulle waarskynlik kom hulle van 'n groeirantsoen af. Wat kom ons sê 45% wat hulle dan op die optimale plek gaan sit. 45% mielies in dit. En jy moet hulle produksielek gee plus die weiding dat hulle rumen aanpas die bakterieë van styselvertering na veselvertering. Verstaan. En dit wat omtrent 30 dae en dan moet jy hulle eers daarna moet jy hulle by die koeie plaas. Fantasties. Dokter, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dat jy hier was. Dis Dr. Flok Ferreira, nasionale tegniese direkteur by Moulatech. Dis al wat vir ons tyd het vir vanoggend. Ons hoop jy het dit geniet saam met jou, saam met ons natuurlik en dan sien ons mekaar weer maandag.